Goeiedag aan al ons luisteraars, kykers. Ons gaan kyk na die eerste saligsprekinge van Jesus in sy bergpredikasie in hierdie boodskap. Kom ons buig net ons hoofde vir 'n oomblik. Dierbare God en Hemelvader, Here, ons bid ook dat U hierdie Hemelvaartdiens sal seën en dat U dit sal gebruik tot uitbreiding van die koninkryk. Ons bid ook, Here, vir die prediking wat gaan plaasvind in elke gemeente, dat dit tot seën, Here, dat dit tot versterking van gelowiges se geloof sal wees, en Here, dat U naam daardeur geëer sal word. Ons bid dit in Jesus se naam. Amen. Ek wil vir ons graag voorlees uit Matteus 5 vers 3, en daar staan: Geseënd is die wat weet hoe afhanklik hulle van God is, want aan hulle behoort die koninkryk van die hemel. Jesus se eerste saligspreking. Nou broers en susters, dit is maklik om die verskille tussen 'n hond en 'n kat te kan raak sien. 'n Mens hoef nie eers 'n veearts of 'n kenner van dieregedrag te wees om dit te kan raak sien nie. Maar dit is nie so maklik of duidelik om die verskille tussen gelowiges en mense van die wêreld altyd te kan raak sien nie. Daarom is die saligsprekinge van Jesus in Matteus 5 so belangrik. Want die saligsprekinge kan gesien word as die geestelike karakter van 'n gelowige. Ja, hoe 'n gelowige moet lyk en optree in die wêreld daar buite. Die spreker en skrywer Tony Campolo het eendag 'n baie interessante storie vertel, hoe hy en sy vriend, toe hulle nog kinders was, op die idee afgekom het om in 'n nag in 'n winkel in te gaan en al die price tags om te ruil. Kan u voorstel om die volgende dag winkel toe te gaan en al die items wat altyd so onbekostigbaar duur kos ewe skielik byna niks nie. In die saligsprekinge van Jesus sien 'n mens hierdie omgekeerdheid. Dit is asof Jesus 'n ander waarde aan die waardes wat die wêreld as so belangrik en waardevol beskou, 'n ander waarde daarin kom gee. Nou net vir interessantheid, dit is interessant dat die eerste 4 saligsprekinge almal met die Griekse letter P begin. En dis vorm die eerste 4 saligsprekinge 'n eenheid wat op 'n gelowige se swakheid, se gebrokenheid eerder as ons krag fokus. Nou Jesus begin hierdie eerste saligspreking van hom met die woorde: Geseënd is die wat weet hoe afhanklik hulle van God is, want aan hulle behoort die koninkryk van die hemel. Geseënd. Die wêreld sal sê, geseënd is die wat onafhanklik is, wat op hulle eie kan regkom, want hulle is die suksesvolles, hulle is die geseëndes in die lewe. Maar broers en susters, Jesus kom keer hierdie logika heeltemal om deur te sê: geseënd is die wie se hande leeg is. Geseënd is hulle wat weet hoe afhanklik hulle van God is. Nou broers en susters, die Griekse woord vir afhanklik, arm van gees in die ou vertaling, beteken om te hurk. To lower your body
close to the ground by bending your knees. Ek sê dit net weer, to lower your body close to the ground by bending your knees. Dit laat mens dink aan 'n gebedshouding, gebedsafhanklikheid voor die Here. Nou broers en susters, om afhanklik te wees, beteken dis my hande is leeg. Ek het niks om aan te bied nie. Ek is afhanklik van God vir alles. Om afhanklik te wees beteken, dit is 'n daaglikse keuse om jou knieë te buig, om jou afhanklikheid voor God te erken, om op God alleen te vertrou, soos 'n kind wat aan sy vader se hand styf vashou, om te sê, Here, vandag en vandag alleen gaan ek op U vertrou, gaan ek aan U hand styf vashou. Om afhanklik te wees is 'n doelbewuste keuse, om daagliks jou knieë te buig, om te weet, sonder God se genade en redding in jou lewe, is ons geestelik bankrot en verlore. Om afhanklik te wees, is 'n doelbewuste poging om daagliks jou knieë te buig, om die eie ek prys te gee, sodat God meer word in my lewe en ek minder kan word. Liewe kyker, daar is 'n wonderlike Engelse lied wat hierdie afhanklikheid van God, kan ek die woord gebruik, kom besing. En die lied se naam is Rock of Ages, Cleft for Me. In vers 3 in hierdie lied sê die volgende, Nothing in my hand I bring, simply to the cross I cling. Dan sê dit, naked, come to thee for dress, helpless, look to thee for grace, foul, I to the fountain fly, wash me Saviour, or I die. Rock of Ages, cleft for me. Pragtige Engelse lied. Broers en susters, ek wil vir u vra, wat beteken dit prakties om afhanklik van die Here te wees? 'n Eerste dingetjie wat ek kortliks wil noem is natuurlik gebed. Gebed is die erkenning van jou afhanklikheid voor God, want 'n gebedlose houding, 'n gebedlose lewe sê, ek kan self regkom. Tweedens, oorgawe. Dit is om al jou bekommernisse en jou toekoms aan God oor te gee en in sy hande te los. Derdens, dankbaarheid. Dankbaarheid is daagliks om te besef, alles wat ek het, alles wat jy het, is genade. Dis nie verdienste nie, dis nie 'n reg nie, dis alles genade, seëninge van die Here af. Ek wil afsluit. Hierdie eerste saligspreking van Jesus eindig met 'n ongelooflike belofte, want daar staan, want aan hulle behoort die koninkryk van die hemel. Nou dit beteken, broers en susters, wanneer 'n mens jou hande leeg maak van jouself, van jou trots, van ek kan op my eie reg kom. Dit beteken, broers en susters, dit wil sê om jou hande leeg te maak, jou lewe leeg te maak, om jou afhanklikheid voor God te erken. Hoor wat ek gaan sê, dan maak jy ruimte vir God.
ruimte dat God jou hande, jou lewe met die koninkryk van die hemel kom volmaak. Met sy teenwoordigheid, met sy wonderwerke, met sy seëninge, met sy heerskappy in jou lewe. Ek sluit af. Die groot toets vir gehoorsaamheid vir ons as gelowiges, sodat ons hierdie karakter van afhanklikheid in ons lewens kan voorkom en dat ons kan wys dat ons anders as die wêreld is om ons hande daagliks leeg te maak van dit wat ons verhoed, dat ons lewens, ons hande met die koninkryk van die hemel volgemaak kan word. Amen.